Ons sing Gesang 208 vers 1. Geliefdes, kom ons sluit die voorsang af, dan maak ons oop by Psalm 84. Psalm 84. Ons tema vanmôre is, ons gaan nog steeds aan met Petrus, wat handel oor hoe moet die kerk die verdrukking hanteer, en hoe dit benader en hoe dit moet hanteer, en dan spesifiek vanmôre se tema is, lewe steeds die Christelike voorbeeld. Hou aan om die Christelike voorbeeld te bly lewe te midde van die verdrukking waar ons onsself bevind. Psalm 84, ons gaan daar sing vers 1 en vers 6 as afsluiting van ons voorsang. Dan na die fotum en die seëngroet bly ons staande. Dan sing ons Psalm 119. Jy moet nou die verse onthou. Dit is nie 'n maklike kombinasie nie. Is vers 1, vers 14 en vers 52. Vers 1, 14 en 52. Miskien kan ek dit maar net weer aankondig, miskien moet ek dit maar net weer aankondig. Vers 1, 14 en 52 net na die fotum en die seëngroet. Kom ons sê die voorsang af met Psalm 84 vers 1 en 6. Oh
Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing Psalm 119 vers 1, 14 en 52. 1, 14, 52. Geliefdes, elke Sondag luister ons na die wet van die Here, nie om ons daardeur te kom regverdig voor God, of om te sê waarin ons nie oortree nie, maar om eerlik voor die Here te kom staan, te luister na sy wet en ons belydenis voor hom te doen as sondaars voor hom, begenadigd in die liefde van Jesus Christus alleen. Daarom luister ons na die wet, sodat ons met 'n opregtheid van wie die wet wat ons hierop aanspreek, ons toevlug kan neem na ons enigste verlosser Jesus Christus in ware skuldbelydenis en verootmoediging. So kom ons luister met die gesindheid dan na Deuteronomium 5 vanaf vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat.
En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai dan na Gesang 69. Gesang 69, dan sing ons vers 1 en vers 3, as ons skuldbelydenis voor die Here. Die genadeverkondiging en die vermaning kom 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 vanmôre. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Jesus Christus bly lewe. Kom ons doen ons geloofsbelydenis dan vanmôre terwyl ons dit sing, dan ook so hardop voor mekaar met Gesang 82. Gesang 82, kom ons sing al 3 die verse as ons belydenis voor God en voor mekaar.
Geliefdes, ons woordverkondiging dan vanmôre is waar ons aangaan met die boek Petrus. En ek glo as u nou al gevolg het tot hiertoe, kan u sien die geweldige nut van hierdie boek vir ons in die tyd waarin ons onsself bevind. Ons bevind ons inderdaad in 'n sombere tyd, maar die boek wil vir ons kom help om hierdie tye ook te verstaan en te weet wat ons posisie is as kerk van die Here Jesus in die tye wat ons dan ook beleef as verdrukking. Nou, ons gaan vanmôre nie 'n lang stuk saam lees nie, is 1 Petrus 2 vanaf vers 11 en 12, net die twee verse, vers 11 en vers 12 van 1 Petrus hoofstuk 2. Maar terwyl ons met die woord van die Here oopsit, kom ons verenig in gebed. Onse God, onse Vader, in die naam van u Seun Jesus Christus tree ons tot u nader. Deur die Gees wat in ons harte werk, kom staan ons vanmôre voor u Here in 'n diepe afhanklikheid. Want u Here is ons God en ons Here. U amp kan geen een van ons inneem. Die amp van die hoof van die kerk, die koning, die regeerder oor u eiendom. Ons Here is inderdaad u eiendom, gemaak deur u uitverkiesing, gevorm, opgevoed deur u Gees in ons harte en u woord tot ons beskikking. U is ons so genadig dat u vir ons nie los in die verlatenheid, die eensaamheid, die vervallendheid van hierdie sondige wêreld nie, maar dat u vir ons wil uithaal, uitlig, konings, priesters en profete maak, tot diens van u, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, waarin die kerk haarself bevind. En wanneer ons vanmôre dan so voor u kom toetree, Here, kom bid ons opnuut vir die troos ook in ons harte, vir die tye waarin ons onsself bevind. Gee dat ons sal leer uit u woord uit, dat ons versterk sal word uit u woord uit. En mag dit u woord alleen wees wat spreek tot ons harte. Nie die mens nie. Nie die mens wat die voordrag moet lewer nie, of die prediking moet aankondig nie, maar dat ons u woord sal hoor, en al ons gevoelens, ons wille, ons intuïsie, alles van ons menswees, ons verstande, ons hart in geheel, sal gefokus wees op dit wat u leer, tot ons harte, tot versterking van ons elkeen. Daarom kan ons net vir u kom vra. Wees u die prediker vanmôre. Versterk ons, sodat ons vir u alleen die eer kan gee, sodat ons ook in hierdie wêreld kan leef tot eer van u naam, as voorbeeld. Ons bid dit nie omdat ons iets verdien nie, maar alleen op grond van u Seun Jesus Christus. Net u Here kom toe al die eer en die lof en die aanbidding. Amen. 1 Petrus 2 vanaf vers 11 en 12. Geliefdes, die hele woorde is uitgeskryf met 'n hoofletter, baie belangrik. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Tot sover. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brief wat Petrus skryf is om die kerk toe te rus in die tye van verdrukking.
Nou ons moet verdrukking verstaan as 'n baie kort definisie van wat dit eintlik is. Verdrukking is waar vryhede en voorregte weggeneem word. In die slawerny van Egipte is dit onder 'n dwingelandy. In 'n meer beskaafde samelewing is dit geleidelik met die toegee en die weggee en die opgee van allerlei vryhede, van voorregte wat aan die volkere verkoop word as veiligheid, as vrede vir hulle. En dan sal daar geen spanninge wees nie. Gee net die vryhede op, sodat die regerings oor julle dit kan handhaaf, hierdie vrede. Dit was veral in die tyd van die Romeinse Ryk so gewees. Dat niks maks die Pax Romana, die Pax Romana was die vrede van Rome versteur het nie. So hoe minder beweeglikheid die publiek gehad het, hoe makliker was dit vir die regering om met fors hierdie vrede toe te pas. Uiteindelik sal dit uitloop tot 'n geweldige konflik, want die Christen kan nie sy vryheid prysgee in Christus nie. Veral maghebbers in die tye van verdrukking, soos Efesiërs 6 vers 12 dit saamvat, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit werk alles saam. Nou die boek 1 Petrus wil die kerk dan kom versterk, waar die Romeinse staat geleidelik al hoe meer vyhandiger begin raak het teenoor die Christene, maar nog nie by die punt was om hulle fisies te vervolg nie, is daar al duidelike tekens wat Petrus kom uitwys. Maar die Here Jesus het aan Petrus juist ook hierdie roeping gegee om dit te doen. In Lukas 22 vers 31 en 32. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Hierdie is nie net Petrus die rots waarop Christus sy kerk sou bou se roeping nie. Dis ook ons as kerk se roeping. Die brief begin deur vir die kerk baie attent te maak op waar hulle hoop in moet veranker. Nie in die menslike instansies nie, maar in Christus moet die hoop veranker wees. Ons hoop is ook nie sommer maar 'n goedkoop hoop nie. Dit is 'n ewige hoop. 'n Hoop verby die wêreld, verby die swaar kry van hierdie wêreld. 'n Genadige redding van God, bewerk deur die offer van sy seun Jesus Christus, sodat ons 'n ewige toekoms het. Al sou alles verval in totale wanorde in die tydelike bestelle van ons samelewings, het die Christen nog steeds die vrede in sy hart. Hy is vir ewig gered. Dis 'n ander hoop. Dis 'n hoop verby baie slegte omstandighede. Dis die hoop verby die aardse stryd vir 'n ewige verlossing. Maar nie net 'n ewige verlossing na die siel soos baie dit ook vandag wil verkoop nie. Nie net ons moet net tevrede wees al lei ons na die liggaam nie. Nee, hierdie verlossing deurdat die Here Jesus die liggaam van 'n mens opgeneem het, is bedoel vir jou siel en jou liggaam waarmee jy gebore is op hierdie aarde, om vir ewig te lewe. Verlossing van ons siele en liggame sal opstaan tot die ewige lewe. Nou die lewende Christus is ons waarborg op hierdie hoop. En dit is waar hierdie geloof so diep veranker in die hoop wat Petrus hier wil uitbeeld. Hy wys dit nie so pertinent nie, maar hy bly fokus daarop. Na Christus wat na die liggaam in die hemel nou is en regeer. Daarom is ons hoop nie 'n liggaamlose ewigheid nie.
maar 'n besliste aardse liggaam wat opstaan. En hierdie verdrukking moet ons hierdie hoop aan vashou. Nie die wêreld se hoop nie, Christus se hoop. En dan vir mekaar as 'n gemeenskap van gelowiges met hierdie hoop uit die geloof voortdurend aanmoedig en ondersteun. Mekaar versterk. Nou hierdie hoop gaan Petrus dan ook in hierdie gedeelte en hy maak nog 'n onderskeiding. Dit laat ons voortdurend besef hoe tydelik ons bestaan is op hierdie aarde. Dat ons maar net bywoners is op hierdie aarde. Ons is op pad na 'n baie spesifieke tuiste, die hemel. Ons is uit genade in Christus uitverkies om gered te wees tot hemelburgers. Tog is ons nie los van hierdie wêreldse bestaan nie. Ons word nog steeds beïnvloed. Ons word nog steeds gekastei. Ons loop deur in hierdie woeste wêreld. Ons is nou in die wêreld, al is ons nie van die wêreld nie. En hiervoor is Petrus nie gesloten nie. Daarom die gedeelte wat ons gelees het, waar die eerste gedeelte vir ons hierdie hoop eerste kom stel het, wat dit is waarop ons moet hoop, kom Petrus van nou af, in hierdie gedeelte waar ons nou begin lees het, na die punt toe om in hierdie bose wêreld te bly lewe, as Christene met hierdie hoop. Hoe moet ons dit doen? Ons behoort nie aan die wêreld nie, tog is ons in hierdie wêreld. Hoe moet ons dit hanteer? Hoe moet ons dit verdra? Daarom sal Petrus nou fokus op hoe ons moet lewe tydens ons vreemdelingskap as bywoners in die wêreld. Hoe moet ons as begenadigde sondaar Christene se lewenswandel lyk te midde van 'n onchristelike heidense beskawing wat al meer en meer toeneem? Hoe moet ons lewe onder die verdrukking? Onthou wat die verdrukking is. En jy moet dit erken. Al meer en meer vryhede word weggeneem. Al meer en meer voorregte word weggeneem. Ons kan dit nie beheer nie. Ons kan dit nie stop nie. Ons kan bloot net sien en al meer en meer in die verdrukking meegevoer raak. Die mag van regerings is geweldig. Lewe dan die Christelike voorbeeld. Nou kom Petrus met dit. Hy sê, lewe die Christelike voorbeeld. En in hierdie 2 verse doen hy 2 groot goed. Dis hoekom ons net 2 verse kan lees vanmôre. In die eerste plek, die vermaning om voorbeeldig te lewe is baie belangrik. Aan die tweede plek is daar 'n baie groot doel om hierdie voorbeeldige lewe te handhaaf in hierdie wêreld. In die eerste plek, daar is 'n vermaning om 'n goeie voorbeeldige lewe te lewe, sê vers 11. En hy begin so: Geliefdes, ek vermaan julle. Nou geliefdes, vers 11 begin baie opmerklik, en as u nou in u Bybel sou oplet, begin die woordjie geliefdes, die hele woord is in hoofletters geskryf. Geliefdes. Hierdie woord geliefdes is geweldig onderskeidend in 'n wêreld van eenheid. Dit is wat die konflik hier lê. Dis die konflik tussen die kerk in Rome teenoor die staat van Rome en teenoor die heidendom in Rome. Die woord geliefdes bring onderskeiding. Dit is die uitwys, die uitsonder van die kerk teenoor die wêreld. Die wêreld is uitgesluit by die woord geliefdes.
En ons moet nie in die eenheidsgedagte dink dat bloot omdat Petrus daar skryf geliefdes, praat hy sommer maar met alle mense. Hy praat met die kerk. Hy moet sy broers versterk. Hy moet nie die wêreld versterk nie. Teen wat moet jy die wêreld versterk? Die wêreld voel klaar sterk. Maar die Christene is in die moeilikheid. Hierdie geliefdes word verder verwyder van die wêreld, wanneer hy verder gaan en sê, julle as bywoners en vreemdelinge. Hy maak die skeiding nog duideliker. Daar is 'n onderskeiding tussen kerk en wêreld. Alles is nie gelyk nie. 'n duidelike grens word hier getrek. Petrus praat nie met die wêreld nie. Hy praat nie met enige iemand nie. Hy praat met die gelowige kerk. Geen gelykstelling in die uitdrukking geliefdes nie. Geliefdes as 'n uitsonderlike aanspreekvorm van die kerk wys in besonder op hierdie mense met wie hy nou praat is al reeds opgeneem in die liefde van God. Te midde van hierdie wêreld is hierdie geliefdes al reeds opgeneem in die liefde van God. Hulle behoort aan God. Al leef hulle nog in die wêreld, is hulle reeds in Christus hemelburgers, klaar hemelburgers. God het sy kerk uitverkies en God het sy kerk lief. Geliefdes. Die woord dui ook op die onderlinge verbintenis aan mekaar deur die liefde van God binne in ons. Daar is niks wat 'n gemeenskap van gelowiges aan mekaar verbind of behoort te verbind as die liefde van God aan mekaar nie. Die gemeenskap van gelowiges sluit die ongelowiges uit. Maar ook belangrik, die een wat hierdie woord geliefdes hier so nadruklik gebruik, is Petrus. Hy gebruik die woord geliefdes, en dit weergalm deur die eeue. Petrus, die geroepe apostel, as 'n amptsdraer om sy broeders te versterk. Petrus verstaan swakheid. Hy wat eenmaal daar by die kruisiging self in die swakheid ingeval het van die verdrukking wat hy deurgemaak het, waar hy moes vlug, en in die oomblik van die swakheid sy Here Jesus verloon het. Hy word geroep, hy word versterk om die broers te versterk, want dit is die doelwit van verdrukking. Jy moet God verloon. Hy het eerstehands die verdrukking verduur en gefaal. Hy noem ons geliefdes en wys hoe hy verstaan wat se druk op 'n mens se lewensbesluite kom wanneer verdrukking op jou toegepas word. Deur ons geliefdes te noem, verbind hy homself aan ons. Ons Bybel ons vermaan. Hy wil ons vermaan, sê die teksgedeelte. Ons het alreeds iets kan aanvoel van bywonerskap, van vreemdelingskap in 'n baie onvriendelike wêreld. Die woordjie geliefdes pleit die apostel dat die kerk nou sal luister na sy liefdevolle vermaaning. Hoekom? Terwille van ons liefde onder mekaar, maar bo alles die liefde vir God.
Maar in die derde plek, omdat hy weet, jou liefde kom in die versuur van die verdrukking. Hy Petrus verstaan dit. Daarom kom hier 'n vermaaning. En ons moet hierdie woordjie vermaaning nie sien as jy moet 'n teregwysing asof jy iets verkeerd gedoen het nie. Jy het nog niks verkeerd gedoen hier nie. Dis nie waarop hierdie vermaaning sin speel nie. Hierdie is 'n vooraf waarskuwing wat jy gaan oorkom wanneer die verdrukking toeneem. Hy beskuldig nie die geliefdes nie. Hy wys hulle ook nie op 'n sonde wat hulle gedoen het nie. Hy wil help in die stryd as bywoners en vreemdelinge om baie versigtig te wees in die tyd van die verdrukking vir jou eie vleeslike begeerlikhede. Sê vers 11. Hy het self as Petrus toegegee aan sy vleeslike begeerlikhede toe hy die Here Jesus in sy verdrukking verloon het. Dit is die eerste aanslag op ons praktiese Christelike lewe. Moet nou nie meer soos 'n Christen lyk in hierdie wêreld nie, want dan lyk jy uit. Verdrukking het die effek dat Christene in die versoeking kan kom om nie meer kans te sien om voorbeeldig te wil lewe in 'n vyhandige wêreld nie. Dat hulle opsien daarna om die Christelike geloof uit te leef. Om liewerster soos die zebras almal dieselfde te lyk. Tog net nie anderster te lyk as die trop nie. Want dis wat die verdrukking doen met die vrees in jou hart. Ons moet waak om nie onder die druk te vereenselwig met die leefwyse van die heidene en die ongelowiges nie, asof dit maar niks is nie, dat ons ook maar daaraan kan deelneem. Met ander woorde, stry teen die sondige gesindheid wat in jou hart na vore gaan kom. Galasiërs 5 vers 19 tot 21 het baie uitgesit daar. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery. Maar oppas, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. In tye van verdrukking is die druk op ons om Christus deur ons lewenswyse te verloon. Moenie lyk soos die Christen nie, dan gaan jy uitlyk. Uiteindelik, nie net om hom te verloon nie, maar om ook los te maak van die gelowiges. Om mekaar te verloon. Dis 'n werklikheid waarop Petrus ons wil wys. Geliefdes, maar daar's 'n realiteit in hierdie gedeelte wat Petrus ook hier noem. Ons word deur die wêreld verag. Jy uitverkore kind van die Here Jesus Christus. Jy kan jou maar kamoufleer om te lyk soos die wêreld. Die wêreld sal jou uitreik. Die wêreld gaan jou nie aanvaar nie. Hulle ken hulle eie, soos Christus sy eie ken. Jy kan voorgee om te lyk een met die wêreld, om te probeer inpas in die wêreld in. Hulle sal ons verloon. Verskoning, hulle sal ons verag. Al verloon ons Christus, soos Petrus gedoen het, al verloon ons mekaar in die kerk, soos baie doen, gaan dit ons nog nie in 'n beter posisie plaas teenoor hulle nie. Petrus was nie in 'n beter posisie nadat hy die Here Jesus verloon het nie. Hulle het hom uitgelag. Jy sal nie inpas nie. Dit gaan jou nie meer aanvaarbaar maak vir die wêreld. Ons is daarom blootgestel aan kwaadpraat, valse aantuigings, reputasiemoord.
Die wêreld se oë is nie vriendelik teenoor die Christene. Hulle dink eers die verkeerde teenoor die Christen. In die oë van die wêreld is daar nie die voordeel van die twyfel vir 'n Christen. Dit is die resepte wat gebruik word in verdrukking. Christus het geen voordeel van die twyfel gekry toe hy vervolg is nie. Daarom Petrus se vermaaning wat 'n vriendelike waarskuwing is om die realiteit vir ons uit te lig. Oppas as jy deur die vleeslike gesindheid van jou nou gaan val in sonde. Want dan gaan die wêreld daai sonde van jou vat en dit gaan met jou loop soos 'n wilde dier. Jy sal nie heel aan die ander kant uitkom. Hulle wil hê jy moet val in sonde, sodat hulle jou mag veroordeel. Die aasvoëls kyk om jou Christen uit te wys, jy's die bose een, jy's die verkeerde een. Tog moet ons oplet dat Petrus nog hier skryf oor nog voordat hierdie bloedbad verdrukking in Rome losgebrand het. Hierdie was nog net die vooraf dinge wat uiteindelik moes lei tot hierdie groot vervolging van die Christene waarin Petrus homself ook waarskynlik doodgemaak is. Nog voordat die staat die geloof in Christus as 'n misdaad verklaar het, was daar hierdie geweldige aanslag op die reputasie van die Christen. Maar as jy en ek as Christene bewus is hiervan, kan ons beraad wees teenoor dit. Dan kan ons voorbereid wees om te weet ons reputasies is in die versuur. Elke klein ding wat ons gaan verkeerd doen, gaan uit proporsie uit opgeblaas raak. Reputasies gaan dit nie hou nie. Maar kan jy wegvlug van die kleredrag van Christus af wat hy vir jou aangetrek het? Jy sal nie kan nie. Want jy is uitverkies in die liefde van Christus. Daarom maan Petrus dat Christene hulle lewenswandel moet skoonhou onder die heidene. As hulle jou dan beskuldig, moet dan nie skuldig wees nie. In die tweede plek, daar's 'n baie goeie doel om die Christelike voorbeeld te bly lewe. Vers 12 sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God sal verheerlik. Nou geliefdes, let op dat Petrus nie aanbeveel dat ons moet onttrek uit hierdie wêreld uit. In 'n soort van 'n afsondering moet gaan sit en onsself heilig moet hou daar in 'n hoekie nie. Dis nie wat Petrus hier aanbeveel nie, want ons kan ook nie. Ons is verweef, ekonomies, maatskaplik, sosiaal, in 'n samelewing. Jy kan nie jou onttrek nie. Jy moet in die samelewing bly beweeg. Ons is in die wêreld, al is ons nie van die wêreld nie. Ons is vreemdelinge en bywoners, solank as wat God ons hier wil gebruik vir sy doel, en hy mag, ons behoort aan hom. Om hierdie vyhandige gesindheid te wil ontvlug, mag die gelowige hulle nie uit hierdie wêreld so probeer onttrek, maar moet ons getrou bly aan die beginsels van die Christelike lewe en volhard in die doen van die goeie werke, sê vers 12. Doen steeds die goeie werke. En dit sluit aan by wat die Here Jesus in Matteus 5 vers 16 gesê het. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemele is kan verheerlik. Al praat die wêreld dan sleg, moet ons lewenswandel en ons goeie werke altyd die moedswillige kwaad teenoor ons weerspreek. Dit gaan nie daaroor dat jy die heidene moet probeer beïndruk nie. Jy gaan niemand beïndruk nie. Dit gaan ook nie eers daaroor dat jy in jou goeie werke en jou mooi lyk, jou eie reputasie moet probeer beskerm nie. En probeer red in 'n vyhandige samelewing. Nee. Dit gaan daaroor dat die aanklagte teen jou as 'n Christen
deur die bose eintlik ten doel het om Christus af te breek, om die eer van Christus af te takel, om die eer van die kerk af te breek. Daarom doen ons nie goeie werke ter wille van ons reputasies nie, maar ter wille van God en Jesus Christus se eer en sy kerk se waardigheid. Die kerk moet 'n waardige instrument bly om die evangelie te dra in 'n bose wêreld. En so eindig vers 12, hulle, met ander woorde die heidene, op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik op die dag van besoeking. Nou hier gaan dit oor jou goeie lewensgedrag ter wille van die dag van besoeking. Dit kan die oordeelsdag wees, die dag wanneer die Here ook finaal oordeel, maar dit dui waarskynlik hierop op die genade van God, soos hy kies, om deur dit wat jy goed doen, ten spyte van 'n reputasie wat afgebreek word, ten spyte van die vyhandigheid teenoor jou, nog steeds die goeie werke van Christus te doen, ter wille van Christus, nie jouself nie, kan God jou dalk as 'n instrument daai werke gebruik om ongelowiges te besoek en hulle oë oop te maak vir die waarheid van die evangelie. Sonder dat jy hoef te gepreek het. Met ander woorde, deurdat hulle gesien het hoe dat jy dit kan vat. Deurdat hulle gesien het hoe dat jy nie afgesit word van goeie dade en goeie werke nie. Kan die Here deur sy Gees dit gebruik om nog mense tot bekering te laat kom. Want jou beste preek vandag is nie wat jy praat nie, maar hoe jy doen in jou gedrag, in jou optrede. Skoon lewenswandel bedoel eers om gehoorsaam te lewe aan Christus se liefde. Nie die liefde om te kruip voor die wêreld nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Nie om wit voetjie te soek, daai soort liefde nie. Liefde bedoel, en ons moet die liefde so verstaan, nie 'n menslike omgeepaaiery nie. Liefde staan op regverdigheid. Die doel van die Christen se liefde is om regverdig te bly. Om altyd regverdig op te tree. Of jy te doen het met geliefdes in hierdie wêreld, en of jy te doen het met onheilige of onchristelike mense in hierdie wêreld. God verwag van jou om die regverdigheid van Jesus Christus altyd uit te leef. Dis die liefde. Nie 'n soetsappige humanistiese liefde nie, regverdigheid. Al word jy onregverdig behandel, sal jou liefde wys in hoe jy regverdig in jou lewenswandel optree, in alle omstandighede. Ja, ons moet voortdurend vermaan word, gewaarsku word, ons behoort nie aan onsself nie, maar ons behoort aan Christus. Ons behoort ook nie aan die wêreld nie. Ons moet verstaan, die wêreld het Christus gehaat en hy sal ons ook haat. Maar hier kom gee Petrus vir ons 'n baie goeie manier om in hierdie wêreld steeds te lewe as vreemdelinge en bywoners. Lewe regverdig, sodat jou lewenswyse 'n getuienis kan wees tot eer van God, tot die heil van die gemeente. Want ons mag ons nie onttrek van die wêreld in selfbejammering nie. Die kerk is nie 'n slagoffer nie. Ons mag nie 'n slagoffermentaliteit inneem. Ons het 'n koning wat deur ons harte regeer. Ons doen goeie dade, nie omdat dit afgepers word nie, nie omdat ons gedwing word nie, nie onwillig nie, maar ywerig tot die eer van God, tot sy saligheid. Ag, verskoning, tot ons saligheid en die kerk se saligheid, maar vir die eer van God. Daarom doen ons goeie werk, ons het 'n doel met ons goeie werke. En niemand kan gekeer word om dan goeie werke te doen en goeie dade te doen. Ons is nie slagoffers nie. Ons het nie 'n slagoffermentaliteit nie, ons kruip ook nie weg nie. Laat ons ook met hierdie waardigheid die wêreld betree waarin die Here vir ons gestel het. U moet dit onthou. Ons vryheid is nie afhanklik van 'n regering nie.
Ons vryheid is nie afhanklik van mense nie. Ons vryheid is in Christus geleef. Ons heilig, hy het ons geheilig, en daarom kan ons steeds sout en lig wees in hierdie onheilige wêreld. Waardering vir Christus se genade moet wys in ons dankbare lewe elke dag. En ons wys dankbaarheid deur vry te lewe vir hierdie wêreld en goed te doen tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, soms voel ons bang. Soms twyfel ons. Soms, Here, wil ons eerder wegraak. Soms, Here Jesus, versuim ons 'n goeie ding omdat ons dalk seer gemaak voel. Soms, Here, is ons naïwerig omdat ons nie het wat ander het nie. Soms, Here, is ons jaloers. Maar Here, U maan ons vanmôre. Oppas vir die vleeslike begeertes in die tye van verdrukking. Maar Here, soos wat U nie vir Petrus gelos het nie, so sal U ons ook nie los in ons swakhede nie, maar ons versterk. Gee dat ons vir mekaar ook hierin versterking sal wees. Ons bid vir ons kerk, ons bid vir ons land, bid vir ons volk. Ons bid, Here Jesus, vir hierdie wankelrige ekonomie. Ons bid vir ons boere hier plaaslik. Ons bid vir die veiligheid in hierdie land. Alles, Hemelse Vader, wat so meewerk om al hoe meer en meer van ons vryhede weg te neem. Al hoe meer en meer van ons voorregte in te perk. Al hoe meer en meer van ons slawe te wil maak van 'n beskawing. Laat ons die vryheid in Christus aan vashou. En laat ons die goeie dade doen en onberispelik lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. As bruid van Christus tot eer van U naam vra ons hierdie dinge. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit dan met Gesang 276. Dan sing ons daar vers 276 vers 1 en vers 3. Gesang 276 vers 1 en 3. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan dan so in sy vrede.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.